Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Toe ons daar in die Kaap praat ek en aansien nou oor die tema so te loop. My vrou is by ons kind in Heidelberg, sy kuier bietjie. Ons is eintlik amptelik op verlof, so sy kuier bietjie in Heidelberg. Maar terwyl ons so besig is om te praat oor die tema, toe roep sy my een oggend, sy sê vir my, "Paat, jy al hierdie gedeelte gelees in 1 Korintiërs 12?" En ek sê vir haar, "Bokkie, wat staan daar?" Sy sê, "Luister hierna. Nou, ons weet 1 Korintiërs 12 praat oor die gawes. Maar hoor of julle dit al so gehoor het. Die menslike liggaam het baie ledemate. Maar al hierdie ledemate vorm almal saam een liggaam." Dit is presies die goed wat ek en Isak nou gesê het. Ons is een kerk. Ons is een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander nie Jode. Ander weer slawe en nog ander vry mense. Maar ons is almal deur een gees gedoop in Christus se liggaam. Hoor julle die nagmaal? Die nagmaal het ons in Christus se liggaam ingedoop. En ons is almal van een gees deurdrenk. Die Heilige Gees is nie meer in iemand anders nie, as wat hy in ons is nie. Die dominee het nie meer van die Heilige Gees as gewone mense nie. Die een gees deurdring ons. Ja, en hoor nou hier, vers 14. Ja, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Maak dit hom tog nie minder deel van die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek maar net 'n oor is, en nie 'n oog nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Maak dit hom geensins minder deel van die liggaam nie. Veronderstel 'n mens se hele liggaam sou uit 'n oog bestaan. Hoe sal jy dan hoor? Of as jou hele liggaam net een groot oor sou wees, hoe sou jy dan enige iets kon ruik? Dis nie mooi nie. Iets van die verskeidenheid, iets van die grootheid van God deur sintuie. En my gebed is dat as ons vanaand ons oor die twee makliker goed kom, ek en Isak praat nou oor die twee makliker is, vanaand sien en môre aand hoor, mag ek en jy nie maar net sien nie, en nie maar net hoor nie. Mag ek en jy dieper sien, verder sien, dieper hoor, verder hoor, môre aand. En dis my gebed, vir elkeen van julle. Dankie Pieter. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal om ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige
Gees. Kom Heilige Gees en daag om ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees en daag ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons Ons wag op U en ons vra, vul ons Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons Hier is ons, vul ons Hier is ons, stuur ons Hier is ons, stuur ons Kom o Heilige Gees, kom o Heilige Gees, kom o Heilige Gees en daag ons Here, U kan ons alleen vul as ons leeg is. As ons nou ons harte kom leeg maak van alles wat ons lewe so besig hou. Al die trots en selfregverdigheid en al die goed wat ons hart oorheers. En as ons nou gesing het, kom vul ons nou. Dan is dit my gebed, Here, begin ons te help om leeg te maak van onsself. Dat ons in hierdie oomblikke ons kan afsluit van alles wat U plek om vol te maak wil kom inneem. Dankie dat U getrou is. Dankie, U het gesê as ons vra, dan doen U. En nou het ons gevra, kom vul ons, o Gees. Kom vul ons met dit wat U in ons hart wil kom plaas in hierdie aand. Dankie, Here. Amen. Baie dankie, Pieter. Dankie aan ons lofspan. Terwyl hulle plek neem, vriende, ons
Ek en Isak het nou klaar gepraat oor twee goed, oor 'n lekker eet en oor lekker ruik. Om dit te waardeer, toe Isak nou gepraat het gisterand oor reuk, toe sê ek nou vir hom, toe ons nou saam gebid het, toe sê ek, Isak, toe jy daai reukding gooi, toe ruik ek die kruit van die army as ons geskiet het. En toe begin ek dit weer haat van vooraf. Want ek het nooit kon raak skiet nie. Ek het Sondag aand gesê, ek sien nie die diere nie, ek kon ook op die 500 ook nie die teiken sien. Die luitenant sê, jy moet op jou eie teiken skiet. Ek sê, kan iemand anders nie op myne skiet nie. Dankie Isak. Ons wil hierdie twee sintuie afsluit om julle te help, want Pinkster 2025 gaan soos enige ander Sondag wees, dis 'n preke wat ons gelewer het, gedagtes wat ons gedeel het, en is weg. Maar as ons dit op een of ander manier kan vasmaak, dat dit vir altyd deel van jou lewe sal word, dan kan ons iets hier in hierdie 2025 Pinkster kom vermag, wat ons dalk nog nooit reg gekry het nie. Ons het dit in Ashton gedoen. So ek wil begin om te sê, ek neem aan, almal van ons wat vanaand hier is, bid voor ons eet. Neem so aan. Dis 'n gewoonte wat ons het, dis 'n goeie gewoonte wat ons Afrikaners het. En dis gewoonlik met 'n rympie wat by my oupa begin het, want ek kan onthou my oupa Pienaar gebid het, seën Vader, seën kos. Hollands. En my pa het dit oorgeneem en seën Vader wat ons eet. Daar's niks negatief daaroor. Ek wil niks negatief daaroor sê nie, want wanneer mense bid in die openbaar, as ons in die Spur of waar ook al is dit 'n getuienis vir die wêreld, dat ons vashou aan waar ons kos vandaan kom. Dis 'n belydenis van ons geloof. En toe kom leer my kleinkinders my iets nuut. So as ons eet, en ons het klaar geëet, dan moet ons hande vat. En dan moet ons so maak. Lekker eet. En sedertdien doen ons dit altyd. So, ons gaan dit nou vanaand oefen, en van vanaand af gaan julle dit elke keer as julle dit eet. So vat jou hande so, saam, vat saam. Vat saam, vat die hande. En dan sê ons, lekker eet. Nog 'n keer, lekker eet. Dis verskriklik stupid. Maar weet jy wat doen dit aan ons? So ons het in Ashton ons Pinkster afgesluit, om te sê, elke keer, as ons iewers in die openbaar is, dan gaan ons sê, God is groot, lekker eet. So as julle iewers in die land kom, en julle loop iemand raak, wat in 'n restaurant sit, en hulle sê, God is groot, lekker eet, dan het ons hande gevat met Ashton. Ashton gemeente vat vanaand hande met julle daaroor. Lekker eet. Vriende, want as ons op 'n plek kom, en ons sien hierdie goed, dan weet ons, dit gaan oor die groot God, wat ons aanbid. En daarmee sluit ons proe en ruik af, om te sê, kom ons vergeet Pinkster 25 nooit nie, elke keer as ons eet nie. Nou kan die groot God wat ons aanbid. Dit bring ons by vanaand se sintuig, en dis om te sien. Nou ek en Ista vir mekaar gesê, dis vanaand en môre eintlik die maklikste van die twee, van die 5 sintuie wat ons het. Dis makliker om daaroor te praat.
Wanneer ons oor 'n week soos hierdie van Pinkster praat, dan was dit van die begin af die gedagtes dat ons wil hê dat die Heilige Gees moet ons kom vul, moet ons kom help om die grootheid van God te ervaar deur ons sintuie. Onthou nou, dis nog altyd die gedagte. Nou as ons vanaand by die sintuig kom van sien of sig, dan is daar 4 vorme van blindheid. Die eerste is 'n fisiese blindheid. Dis iemand wat blind is. Nou Hannes en Jardine se seun Renier sit hierso. Hy kan my nie sien nie. Hy's blind. Ek vra nou vir julle 'n vraag. Dink julle hy kan nie sien nie? Hallo. Ek het die idee, as die Here jou op 'n manier op so 'n plek bring, dat hy jou beter laat sien as mense wat kan sien. Want nou gee hy vir jou die beelde wat hy vir jou wil wys. Is nou op jy hoef nie strate van Delmas te sien. Fisiese blindheid. En laat ek net hieroor iets sê. Terwille van ons, dit mag wees dat ek fisies blind is en dat ek nie kan sien nie. Maar dit beteken nie dat ek nie kan sien nie. Want ek kan deur die Gees van God die openbaring van God sien. Dis wat in Johannes 4 gebeur. Die Here kom vat Johannes in 'n geesvervoering mee en hy wys vir hom die hemel. Dis nie sigbaar nie. Johannes is eintlik blind. En die Here kom wys vir hom en hy sien dit. Nou, Renier gaan volgende jaar teologie doen. Hy gaan 'n dominee word van volgende jaar af. You ain't seen nothing yet. Nou gaan jy begin sien. Op 'n wonderlike manier, Renier. Ons is opgewonde daaroor. Vriende, die tweede vorm van blindheid is 'n liggaamlike blindheid. Ek praat nie van fisiese blindheid, ek praat van 'n liggaamlike blindheid. Liggaamlike blindheid beteken, ek sien goed nie eers meer raak nie. As ek in die week van my huis in Robertson na my werkplek in Ashton toe ry, is dit die mooiste natuur van die berge wat jy in die lewe kan sien. Ek sien dit meer raak nie. Dis amper asof dit nie eers eintlik meer daar is nie. En as ons dit sê, dan sê ons vir mekaar, ek kan hier sit en ek sien nie eers meer my mooi vrou of man raak nie. Ek sien nie eers die heerlike, ongelooflike mooi dinge wat God om my geplaas het, sien ek raak nie. Ons is so besig om net die potholes te sien en al die skewe goed te sien. Daai een het gesê, ons sien die potholes, die ANC sien die stukkie teer tussenin. So waaroor gaan dit? Dit gaan dat ons vanaand hier sit en vir myself kom sê, sien, begin weer raak sien. Sien. Die Here het jou die oë gegee, al die mooi dinge wat om jou is. En begin weer waardering kry daar vir jou. So wat sien ek vanaand nie meer raak nie? Wat ek eintlik blind voor geword het. Dis liggaamlike blindheid. Die tweede vorm van blindheid, derde vorm van blindheid is emosionele blindheid. Jy sien die swaar kry van mense om jou nie raak nie. Jy weet mense gaan deur pyn. Jy weet mense is besig om te worstel en te vroeg deur goed.
en ek hou my blind. Ons is op 'n Vrydagmôre in Robertson, so tussen 20 en 30 mans wat by mekaar kom, elke Vrydag. En van tye is dit in Silverstrand, daar by Nico by sy huis, en ander tye is dit in ons kerksaal. Elke Vrydag as ons in die laaste tyd daar kom, dan lê daar 'n hawelose onder koerante en papier daar. En dan bid ons hoogheilig. Weet jy wat? Het is gerieflik om nie raak te sien nie. Die stukkende wêreld wat ons in leef nie. Ons in 2014 het ek en 3 ander 'n organisasie gestig met naam van Doulos Trust. En Doulos Trust haal daai jong mense en daai mense wat op die straat lê, tel ons op en ons gee vir hulle ID's, ons kyk dat hulle ID's kry, kyk dat hulle SASSA kry, kyk dat hulle kos is, kyk dat hulle warm klere kry, en dan vat ons hulle terug na hulle huise toe waar hulle familie is. Van 2014 af. Ons was op die televisie al. Ek het gehoor van Diane se man se ongeluk. Sy bly in Retieflaan. Sy is absoluut stikkend. Hoeveel van ons wat enigstens dalk iets met haar te doen het, is emosioneel blind vir die seer waardeur sy gaan. Ek kies om my blind te hou. Die 4 en laaste manier van geestelike blindheid is, van blindheid is geestelike blindheid. Ek sien God nie raak vir wat hy wil doen, of wat hy vir my sê, of wat hy met my lewe beplan nie. Ek sien hom nie raak nie. Ek sien nie die Heilige Gees se werking in my lewe raak nie. Ek sien nie raak waarheen God met my op pad is nie. Ek lewe my elke dag so vir die dag en vir die volgende dag. Ons leef vir die einde van die week dat ons naweek kan hou, die einde van die maand dat ons geld kry, die einde van die jaar dat ons kan gaan vakansie hou, en die einde van ons lewe dat ons hemel toe kan gaan. Maar van die dieper dinge wat God deur sy Gees in my lewe wil doen, daar goed mis ek. Pinkster 2025 wil ons kom help Dinsdag aand om die grootheid van God raak te sien en om te eer. Die grootheid van God te sien waarin? In die eerste plek, die grootheid van God te sien in die natuur. Oor die grootheid van die natuur daar buite, die mooi, die aangrypendheid, hoe God die verskeidenheid van die wêreld daar buitekant gemaak het, hoe ons Louis Giglio se video kan kyk oor die uitspansel, en ons kan verwonder daaroor. Soos Adam en Eva hulle kon verwonder oor hierdie wêreld waarin God hulle geplaas het. Die asemrowendheid van die Namakwa-land met sy blommepragt, in die kleinste detail, die asemrowendheid van die ongereptheid van die see, die diere en voëlwêreld van die wildtuin, die barre en asemrowende Karoo, die sterrehemel wat mens by Sutherland deur al die teleskope te kan gaan bewonder, die wêreld wat toer mense, hulle elke dag in wil bevind om die wêreld te sien. Vriende, dis alles deur God gemaak. En ons moet dit raak sien. En as ons dit raak sien en dit doen iets aan jou. Ons het nou deur die Karoo gery en dit het geweldig gereën. Jy het die Karoo lanklaas so mooi gesien. Dis die eerste, die aangrypendheid. En vriende, die aangrypendheid van natuur is sodanig, dat Paulus sê, mense wat nooit van Jesus gehoor het nie, mense wat die evangelie van Jesus nooit gehoor het, dat hy gekom het om te sterwe, dat hy bestaan nie. Paulus sê, daai mense gaan eendag
voor die troon van God geen verskoning hê nie. Want sê Romeine 1 vers 12, dit wat van God sigbaar was, moes hulle in die natuur gesien het, en in die natuur, as hulle dit sien, moes hulle God geëer het. Geen verskoning nie, sê Romeine 1. As geen verskoning nie. Romeine 1 vers 20. Die grootheid van die natuur is altyd om ons oor die grootheid van God te laat bewonder. En dat ons dit moet geniet. Selfs die kleinste blommetjies en diertjies. Want God is 'n God van fyn detail. Ja, ons kan selfs die grootheid van God sien in die geweld van die natuur. Wanneer wanneer God op 'n manier 'n menslike intervensie kom doen, deur middel van vuur, verwoestende effek, wind met sy tornado's, haal met sy skade, reëns met sy tsunamies, ja selfs die sprinkaanpla. Dat 'n mens dit sien op die televisie, of ja, dat jy dit in George kon sien, of dat jy die brande kon sien, ook in ons omgewing, in die tyd, en dat jy jou kan verwonder oor die God, wat die mag het om hierdie ongelooflike goed te doen, voor wie jy net kan staan, in awe, sy mag en sy majesteit, en jou hande saamslaan. Die tweede waarin die grootheid van God ervaar moet word en wat mense sien, is dat ons dit in mense sien. Ons sien die grootheid van God in mense. Want dit per slot van rekening, vriende, is my en jou lewensdoel. My en jou lewensdoel, hoekom God vir my en vir jou in hierdie wêreld ingebring het, en hoekom het hy ons die lig laat sien het, en hoekom hy vir ons gesê het, julle is die sout en julle is die lig vir die wêreld, is sodat mense God in ons kan sien. Nie omdat ons God is nie, maar omdat ons soos Jesus 'n weerspieëling is, om vir die wêreld te wys hoe lyk hy. Hoe is hy? Want dis presies wat Jesus kom doen in die volmaakte voorbeeld. Julle is die lig vir die wêreld, julle is die mense wat so voorbeeldig moet lewe, dat die mense julle voorbeeldigheid kan sien en God kan prys. God kan prys. Matteus 5 vers 13 tot 16. En daarom is Jesus die volmaakte voorbeeld. Hy kom wys vir ons hoe lyk God. En ons sien dit in Johannes 14 vers 9, as hy vir Filippus sê, ek is so lankal by julle Filippus, en jy ken my werklik waar nog nie. Wie my reeds gesien het ook reeds die Vader gesien. En so sien Stefanus die Here. Hoor hoe mooi sê hulle dit, hier in Handelinge 6 vers 15, en al die lede van die raadslede het stip na Stefanus gekyk, en gesien, dat sy gesig soos die van 'n engel is. Hulle sien God in hom. En as Moses van die berg Sinai afkom, nadat hy ontmoeting met God gehad het, klim hy van die berg af, en hy weet nie dat sy gesig blink nie. Eksodus 34 vers 30, Aaron en die Israeliete het gesien hoe sy gesig blink en was bang om naby hom te kom. So lees ons vele getuienisse, onder andere van Isak ook, in Genesis 26 vers 28. Dalk is die mooiste voorbeeld van sien in Handelinge 7 vers 55 oor Stefanus. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus in die regterposisie langs God sien staan, terwyl die klippe reën, en hom doodgooi. Sien hy die heerlikheid. Handelinge 8 vers 1 sê Paulus het dit gesien. En dit staan nêrens nie.
Maar in my hart weet ek, dit het Paulus se lewe verander. Dat hy dit iets gesien het. Iets van God gesien het in Stefanus. Die tweede waarin die grootheid van God gesien word, is in mense in wie se lewe God 'n verskil begin maak het. Hoe God mense verander het. Vriende, hoeveel van ons wat vanaand hier sit, wat diep gelowiges is, wat 'n pad met die Here stap, se pad het nie iewers begin by iemand wat jy gesien het. Hierdie persoon het iets wat ek nie het nie. My lewe as Marius Joubert het nie verander deur die kerk nie. My lewe is nie verander deur my ouerhuis nie. My lewe is verander deur meneer Smit in standaard 6 in Van der Bijlpark hoor. Wat ek kan onthou, hoe ek by die huis gekom het in die aand gesê het, meneer Smit, hy het die Here. En dit het my nooit verlaat nie. Die derde en die laaste waarin die grootheid van God gesien kan word, is in gebeurtenisse en wonderwerke. Motorongelukke wat plaasvind, dat selfs ongelowige mense sê, dis net God wat hierdie mense kon gered het. Die grootheid van God, wat in omstandighede soos hierdie, kon veroorsaak dat mense uit hierdie wrak uitklim. Die grootheid van God, wat bestaan daarin, dat jy sien, hoe hy mense beskerm, hoe hy mense in sy grootheid uit omstandighede kom trek. Siektebeddens, kanker. Ons het hom afgeskryf. Daar was nie, die dokter het gesê, daar is 3 weke of 3 maande oor, is nou al 6 jaar. Grootheid van God. Ons sien dit. Die dramatiese verandering in mense se lewens, die totale omkeer wat daar in mense se lewens is. Hierdie ou was 'n drankverslaafde. Dis net die Here wat hierdie ou se lewe so kon verander het. Aan dwelms gekoppel. Kyk maar net na die Pella se program se getuienisse van mense. Die Nelson Mandela verhale. Vriende, as ons oor sig praat en oor die grootheid van God, dink net bietjie. Hoe moes die volk gevoel het, julle sien, hier uit hierdie hemel val die manna en die kwartels. Die groot God. Die groot God wat die water uit die rots uit kan bring. Die groot God wat vir Jakob sy seun Josef laat sien wat hy gedink het lankal dood is. Dis net God wat jou kon lewend hou, my kind. Die slaaf van Elisa sien die vyand, maar hy sien nie die engele nie. En as God sy geestesoë oopmaak, dan sien hy die engele. En die grootheid van God wat hy bewonder. Elia op die berg sien die grootheid van God as die vyand tot niet gemaak word, al die Baalse profete doodgemaak word, en uit 'n wolkie sien hy die grootheid van die reën wat kom. Ja, teken die mooiste voorbeeld sien ons in Johannes 4. In Johannes 4 kom 'n vrou na die put toe. Sy het 5 mans gehad, die 16 is nie haar man nie, met wie sy in 'n verhouding is. En dan ontmoet sy die Here Jesus, sy sien hom. Hy vra vir haar water. En daar's 'n teologiese gesprek wat volg. En dan op 'n stadium, dan sien sy hom. En weet jy wat staan in Johannes 4? Sy het haar kruik as 'n teken van haar ou lewe net daar gelos. En sy gaan terug stad toe, wat niemand waarskynlik vir haar wou ken nie.
wat almal hulle eie mans beskerm het teen haar. En sy gaan keer 'n dorp om. In 'n gemeenskap wat later kom sê, nou glo ons nie meer wat jy ons vertel het nie, want ons het homself ontmoet. Die grootheid van God. Wat 'n sondige vrou sy totale lewe kan omkeer. Ons hom gesien het. Ek sluit af. Die 4de, waar ons die grootheid van God sien, is wanneer die Heilige Gees jou die opgestane Jesus wil laat ontmoet. Vriende, toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan, en vandag op die 10de Junie 2025, is dit nog steeds sy hart, dat sy kinders, dat mense die opgestane Jesus sien. Isak gaan môre aan daaroor praat. Maar die eerste, as hy opstaan uit die dood uit, en hy so graag wil hê, dat sy kinders weet, hy lewe, dan kom die vrouens na die graf toe, en weet julle wat gebeur? Maria, hoor, môreaanse tema, Maria, Rabboni, lewe Vader, hy leef, hy het opgestaan, ek het dit gehoor, vertel vir Petrus en Johannes, hulle hardloop graf toe, Johannes vinniger as Petrus, hulle hardloop in die graf in, en weet jy wat staan daar? En hulle het gesien, die doeke is opgevou. Maria hoor, Petrus en Johannes sien, en hulle gaan terug en hulle sê, hy lewe. Donderdag aand, sê Thomas, glo dit nie, as ek nie voel nie. Ons praat donderdag aand daaroor. Jesus sê, my kind, as jy dit wil hoor, hoor dit vanaand. Ek lewe. My kind, as jy dit nie wil hoor nie, as jy dit wil sien, sien dit vanaand, met jou oë, jou geestes oë, ek lewe. My kind, kom raak aan my. Raak aan my. Al het ek van die mense gesê, julle raak nie aan my nie, ek is nog nie verheerlik. Kom raak aan my. Want ek wil so graag hê, dat julle moet sien en hoor en voel, Jesus Christus lewe. Hy is nie dood nie. Hy hang aan die kruis. Mense sien hom hang. Die ou hier by die kruis sien hom. Die twee weerskante sien hom. Hulle hoor hom. Die verbygangers sien hom en spot. En as hy die laaste keer by sy disippels is, dan sê hy, sien julle die brood? Sien julle dit? Die brood is ek, is my liggaam. En as julle sê, julle sien dit, dat ek
die Christus is, en julle wil 'n deel van julle maak, sien dit en eet dit. Wanneer hy die bloed gesien, hulle het gesien die bloed kom uit sy sy, hulle het gesien die bloed kom uit sy voete, hulle het dit gesien, en het het niks gemaak nie, totdat hy sterf, toe sê, ek sien nou, hy was waarlik die Seun van God. Sien die wyn, my kinders. Dis my bloed. Maak my as die lewende Here deel van jou lewe, deur dit te drink. Hier die brood gebreek eens by die meer. U het vanaand ook die brood vir ons gebreek, Here. U het aan die kruis die bloed gegee vir die wêreld. U het vanaand die nagmaal vir ons gegee. Om sê, my bloed moet nie in die wêreld wees, my bloed moet in jou hart wees. My bloed moet in jou hart wees. My bloed moet in jou wees. My bloed en my liggaam moet jou transformeer. Sodat wanneer jy uit die kerk uitgaan, die mense al meer Jesus sal sien. Dat die mense daar buitekant in my Jesus sal sien. Met die sintuig van hulle oë. En my eer. Nie vir jou nie. Dankie, Here. Amen. Maak ons oë oop as ons die nag inkyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons, hier woon in ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As U lig ons lei, ons na die wêreld stuur, seën ons met volheid, vul ons met U vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Kom Jesus skyn, laat donker verdwyn, skyn in die nag, laat breek die dag. Kom Jesus skyn, laat donker verdwyn,
Vader, salf ons oor, raak ons met deernis aan. Ons wil u hart vir verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en melk meer vir die sonder geld en lewensbrood vir al wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons vir gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, lig vir die wêreld, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Ons sluit ons diens vanaand af en julle gaan weer agter my aan sê 'n gebed. Dankie Here dat u lig in my kom aansteek het. Maak my 'n skynende lig in 'n donker wêreld, sodat mense u in my kan raak sien. Ons kyk of julle geleer het. Ons gaan nou lekker sop en brood eet. Dankie Here vir die sop en die brood. Lekker eet. Nee, julle sê nie, julle gaan dit nie doen nie, ek check julle. Lekker eet. Maak ons oë, as ons die nag in kyk, wys ons die hoop wat duisternis naby.